Ons wil ook nou sê, baie dankie aan al die Kruiskyk luisteraars wat gaan aansluit. Ons gee vir hulle lekker Brackenfell hande klap. Die dienste word twee keer 'n week uitgesaai. Ek gaan nou nie probeer sê watter dae dit is nie, maar dit word wel uitgesaai. Maar welkom almal van Kruiskyk en die ander mense wat op die gewone Zoom of livestream in is. Goed, wie kan vir my sê, waaroor gaan hierdie maand se dienste? Nie jy nie, Pastoor Jay, want jy weet. Wie kan vir my sê? Ek kan nie hoor nie. Jy kom uit jou kondisie. Jy kom uit jou kondisie, in jou posisie, in wat God vir jou beplan het. En ek wil so 'n paar verse vir julle lees. Nie baie nie, net so 'n paar. En ek gaan nie preek waaroor Pastoor Pastoor Gustaf verlede Sondagoggend gepraat het, maar dit gaan uit dieselfde gedeelte uit. Efesiërs 2 vanaf vers 1 tot 6. As Juffrou Oosthuizen, dankie daar agter vir die klankmanne ook, ek waardeer julle. Die woord sê, Paulus skryf hierso aan die gemeente in Efese, en julle het hy lewend gemaak wat dood was, deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en dan vers 6, en saam opgewek, en saam laat sit, in die hande, in Christus Jesus. Nou, in die ou Afrikaans sou mens gesê, dis 'n bekvol. Dis 'n bekvol, dis baie gesê. Nou, as jy dit afbreek, in die verskillende verse, en dis nou presies wat ek nou vir u gaan doen. Eerste wil ek vir u sê, kondisie kan baie dinge beteken, goed of sleg. Maar ons gaan nou vanmôre, nou hoofsaaklik kyk ons na kondisie wat beteken, dis 'n algemene toestand, of 'n gesteldheid waarin iemand of iets verkeer. Nou, wie van julle was al in 'n gesteldheid, of ek was al in 'n kondisie, van ongesteldheid en sulke dinge, so dit kan 'n wye betekenis hê, maar as jy kyk uit 'n Christelike oogpunt uit, wat is 'n kondisie, en ons kyk ongelukkig na die negatiewe kant vanmôre veral, kondisie kan 'n sonde wees, verseker, dit kan skeiding van God beteken, met ander woorde, naby of ver van God, positief of negatief, dit kan ook wees 'n geestelike hardheid of rebellie, 'n rebellie teen God, dit is 'n hengse kans wat jy vat, en ook louwarm geloof, en dit kan ook wees, al hierdie wat ek nou genoem het, is daar baie voorbeelde in die Bybel van kondisies, waar dit louwarm of rebellie, die Bybel is vol daarvan, en ek gaan nou nie uitwy daaroor nie. Nou, snaaks genoeg, elkeen van ons, almal wat hier sit, nie een is uitgesonder nie, is gebore, of ons is op 'n geestelike reis, in 'n bepaalde kondisie. Jy is in 'n toestand van sonde en oortredinge, is jy gebore. En miskien wat ek sê nie, dis die woord van God wat dit sê. Ons lees in Romeine 3 vers 23, die volgende, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dis harde woorde. Dan dink jy by jouself, kan die paus ook so? Ja, hy het ook sonde. Elke mens op aarde het gesondig. En of jy gaan volhou met daai sonde hang van jou af. Jy maak daai keuse in jou lewe elke dag. Nie net aan die begin van Januarie, my nuwejaarsvoorneme, ek gaan hierdie jaar nie sondig, en dan vergeet jy daarvan, en dan lyk dit sleg. Dan lyk dit soos 'n pad waar 'n groot ongeluk plaasgevind het die res van die jaar. Jy moet elke dag moet jy voor die Here gaan bely en sê, Here, jammer, ek het vandag weer dit of dat gedoen. Maar jy weet, God het deur Christus Jesus, het hy ons herskep. Dankie vir Jesus, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Die Here het jou nie geskep, sodat jy in sonde kan verval, om soos broer Willie genoem het, 'n tikkop te word, 'n moordenaar,
amper sê ek 'n politikus, nee, om goed te word wat nie volgens die wil van die Here is nie. Nee, God het jou geskep om goed te doen, want dis hoekom hy sê, hy het jou geskep na sy ewebeeld. Nou ewebeeld beteken dieselfde. Ons kan nie soos God wees nie, maar ons kan probeer daarna streef om soos God te wees en soos God te lewe. Dis baie belangrik. Nou, die kondisie, ons noem dit ook die ou lewe. Nou, as ons kyk weer na daai vers 1, maar jy hoef hom nie op te sit weer nie. As ons kyk na vers 1 van die gedeelte wat ons gelees het, was ons almal op 'n stadium dood, alhoewel ons gelewe het. Klink snaaks. Jy's dood, maar jy lewe. Nou, dit is hoe baie van ons is, ongelukkig, by geboorte. En baie mense hou vol om daai doodsheid saam met hulle te dra, alhoewel hulle asemhaal. Dis hartseer. As jy vat, God wat vir ons almal asem gee ook vir daai ou wat verkeerd lewe, gee hy suurstof om te kan lewe. Hoekom? Want hy wil nie hê daai persoon moet verlore gaan nie. Hy wil hê hy moet sy lewe verander ten goeie en die Here begin aanneem in sy lewe en toelaat in sy lewe. As ek die stelling maak van ons was dood, bedoel ek dood weens ons oortredinge en ver verwyder van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Jy weet, baie keer ons het 'n redelike groot mannesel en baie van ons manne wat in ons selle sit vanmôre hierso. En Pastoor Jaco het eendag die vraag gevra, wat jy die meeste die ding wat jy gedoen het in jou lewe wat jy graag sou wou verander? En ek onthou nog wat ek die aand geantwoord het. Ek het gesê, ek wens ek het die Here vroeër in my lewe aangeneem as my verlosser en saligmaker. Almal wat hier sit ken die Here. Almal ken vir Jesus. Almal weet wat het met Jesus gebeur. Ons het van kindsbeen af, het jy 'n plei gesien waar Jesus gebore is en in die krippie lê, daar in die stal. Maar weet ons werklik wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees? Kind van die Here beteken nie dat jy kan sê, ek is 'n Christen nie. Baie mense sê ongelukkig, hulle is Christene, maar hulle leefwyse is baie ver daarvandaan af. Hulle is nog steeds in kondisies in hulle lewe wat reggemaak moet word, wat reggestel kan word. En niemand kan jou dwing om jou lewe reg te maak nie. Jy moet daai besluit neem vanoggend. Net jy kan daai besluit neem. In vers 2 verwys na 'n lewe geleef volgens die standaarde van die wêreld en nie volgens God se wil nie. Hierdie vers verwys na die vors van die onsigbare magte. Met ander woorde, dis ou Satan en sy magte. Hy word ook genoem Sloefoet. Hy word ook genoem Mr. Nobody. Ek kan vir hom baie name gee. Ek het so 'n hele ritueel wat ek praat nie met hom want hy's hoe pastoor, ding is ek sê pastoor Niels, as hy naby jou kom sê vir hom voetsek. Sê vir hom voetsek. Dalk verstaan hy nie die Italiaans, sê vir hom hamba of tsamaya. Dit beteken gee pad uit my lewe uit. Moenie hom toelaat in jou lewe nie. Laat hy uitkom uit jou lewe. Hy het nie betaal om in jou liggaam te wees en oor te vat in jou liggaam. Hy het nie die dosies betaal nie. Hy's soos 'n plakker. En plakkers moet jy uit jou lewe uitkry. So gou soos nou. Amen. Maar onthou net een ding. As jy vir Satan toelaat om in jou lewe aan te gaan, kan jy nie vir hom die skuld gee dat hy daar is nie. Onthou net dit. Want jy laat jou lei of aan jou oor of aan jou neus. Amper vat ek verkeerd aan my neus en my oor. Maar jy laat hom toe om jou liggaam oor te neem en daartoe te laat en om daar te wees. Dis verkeerd. Kry hom uit. Moenie doen wat hy sê nie. Raak ontslaaf van hom. Onthou ook, die Satan is net tydelik in beheer. Hy's net tydelik. Dis hoekom hy so angstig besig is om te probeer veld wen in die wêreld. Want onthou, Christus het hom reeds, hy's finaal oorwin, my broer en suster. Hy's reeds oorwin. Met Jesus se opstanding uit die dood, het Jesus hom reeds oorwin. Nou verse 2 en 3 is baie dieselfde. Ekskuus tog. Hy sê daar onder andere wat baie interessante feit is, jy laat jou lei deur die vors van die onsigbare magte, met ander woorde Satan, moenie dit toelaat nie, om deur jou sondige natuur te laat oorheers. Hy oorheers jou, hy domineer jou, hy manipuleer jou. Hy wil wees soos Jesus, maar hy kan nie wees soos Jesus nie, want hy's reeds uitgegooi uit die hemel uit. Ek sal nou nie, Dr. Gustav het verlede Sondag genoem, hy's uitgegooi uit die hemel uit. Om te doen waartoe jou liste jou lei. Moenie dit toelaat nie. Dit is as gevolg van jou sondige natuur, jou kondisie,
wat jy sonde doen, in plaas van om daarvan weg te draai en jou te laat bekeer na 'n beter lewe. Almal van ons kan beter doen as wat ons tans doen. Ek sê nie jy bring nie jou kant nie, maar daar's baie dinge wat ons terughou van dit wat die Here wil vir jou instoor het. Ek dink baie keer sit ek so in dagdroom, dan sit ek en dink, Here, is ek op die pad wat U wil hê ek moet wees? En elkeen van ons kan daai vraag vra. Is ek waar die Here vanoggend wil hê ek moet wees? Praat nie van hier in die kerkgebou nie, met my lewe. Van ons is nog jonk, van ons het al aangestap in die jare. Maar is ek op die pad wat die Here graag wil hê ek moet wees? Ek dink baie keer die Here skud net sy kop. En dan sê hy, maar Pastoor Jay, want hy gaan my nie slaan nie, hy is my broer, hy mag my nie slaan. Maar Pastoor Jay, waar gaan jy nou weer heen? Wat doen jy nou? Moet ons dan luister? Ja, en 1000 maal ja. Want dit wat jy moet doen, wat die Here wil hê jy moet wees, waar die Here wil hê jy moet wees, is baie beter as waar ons tans is. Vers 4 begin met die woorde, maar God. En ek wil hê vanmôre, sê net hardop, maar God. Sê dit nog 'n keer, maar God. Twee van die kragtigste woorde in die Bybel, wat jy ontvang, want jy ontvang genade, wat jou red, wat jy nie verdien nie. Dis wat God vir jou doen. Ons nie een van ons verdien genade, nie een nie, maar elke dag kry ons vars genade, net soos wat die Israeliete in die woestyn gekry het vir 40 jaar, kwartels en manna, elke dag, praat nou nie van naweke nie, elke dag, nie gister se ou chips en se ou, nee, elke dag vars genade. En ook, want God se liefde het ons nie gelaat waar ons was nie. Die Here het nie vir jou gesê, man, jy het die gutters opgesoek, bly daar nie. Nee, die Here werk nie so nie. Die Here gaan haal jou uit. Hy gaan haal jou uit waar jy is. Vers 5 verwys ook na om saam lewendig gemaak te word met Christus. Want toe Jesus aan die kruis of uit die graf uit opgestaan het ons ook daai nuwe lewe gekry, dieselfde soos wat Christus gedoen het. Hy het toe nou net in sy verheerlikte liggaam ingaan en teruggegaan na God die Vader toe. Maar jy is ook opgewek. So jy is nie veronderstel om in 'n kondisie te wees nie. Nie een van ons nie. Onthou, as God jou verander, doen hy dit ordentlik. Hy doen nie halwe werk nie. God het nie net jou sonde vergewe nie, hy het jou identiteit verander. Jy is nie meer in die kondisie wat jy was nie. In vandag se tyd, wat beteken, ek wil net 'n versie vir u lees wat net terugblaai. Dawid skryf in Psalm 40 vers 3 die volgende: En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Dawid was nie 'n engeltjie nie. Nie een van ons is engeltjies nie. Hy het maar ook sy dramas en goeie veroorsaak. Die Bybel is vol daarvan. Maar die Here het hom vergewe. Nou wat beteken hierdie vers presies vir ons? Die Here het hom op 'n soliede fondament geplaas, met ander woorde op 'n rots. Ons het gesing ook vanmôre daarvan. Hier's die rots. En sy lewenspad stabiel gemaak. Dawid was op 'n stadium bietjie die klits kwyt. En in plaas van dat hy gaan beklei het, loop hy rond op die balkon, onder andere, maar die Here het hom dit vergewe. Met ander woorde, God gee hom koers, hy gee vir hom sekuriteit, hy gee vir hom vasstrapplek in sy lewe. Die Here wil dit vir elkeen van ons ook vanmôre 'n vasstrapplek gee, koers gee. Dat ons nie 'n nuttelose lewe kan lei waar ons nie weet wat ek kan toe nie. Nou wat beteken dit in vandag se tyd? God wil jou lewenspad vas en seker maak. Hy wil jou op vaste grond laat leef, nie meer wankelrig of onseker nie. Want as jy in 'n kondisie is, jy weet nie wat die volgende stap wat die duiwel met jou lewe gaan maak nie. Maar as jy in God se posisie is, weet jy presies wat hy vir jou beplan het, want sy woord is vol van sy beloftes. Jy kan dit maar gaan lees. Daar is vol van beloftes en dis nie leë beloftes nie. Nou jou posisie in Christus begin met jou posisie en saam, hy sê in vers 6, begin met jou posisie en saam te laat sit in die hemele. Wat 'n wonderlike versekering het ons dat dit is wat die Here vir ons beplan nie. Jy is nou in 'n posisie van gesag, verhouding en rus. Jy is nou 'n kind van God, 'n mede-erfgenaam in Jesus Christus. Onthou,
Jy het nou die keuse om te begin leef vanuit jou posisie in Christus en nie meer in jou kondisie van die verlede nie. Baie belangrik, moenie toelaat dat die vyand jou herinner aan jou ou kondisie nie. Dit is sy pet subject. Willie, onthou jy wat jy gedoen het op 16 April 19, wanneer was jy gebore, Willie? 1985. Nee, moenie dat hy jou daai goed vertel nie. Vergeet dit. Moenie dat hy jou, want hy gaan vir jou herinner, hy gaan nie vir jou herinner aan jou goeie dinge wat jy gedoen het nie. Nee, al jou slegte goed wat jy gedoen het. Al die sondes wat jy gedoen het. Maar herinner jy jouself moet vir jouself daagliks herinner aan wie jy nou in Christus is. Wat jy wel kan doen, herinner Satan aan wat geskryf staan in die woord van God, waar Paulus vir hom sê, onder andere in Filippense 3 vers 14, en jy begin dit om te sê, daar staan geskrywe, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry, van die hoë roeping van God, in Christus Jesus. En dan gee jy so byt, en dan sê jy, Satan sit dit in jou pyp en rook dit, want hy hou van rook en as en grond en vuur en so aan. So sit dit in jou pyp en rook dit. Los die verlede en gryp jou nuwe posisie in Christus. Dis belangriker. Moenie tyd mors op die duiwel nie. 'n Paar sleutelgedagtes. Jy was in 'n kondisie van sonde, die dood, maar jy is nou in 'n posisie van lewe. As jy 'n sondige lewe wil volg, speel jy met vuur, letterlik en figuurlik. Maar volg die Here se resep en jy is in 'n posisie van lewe. Jou kondisie verander met omstandighede. 'n Kondisie kan jy nooit seker wees wat gaan volgende gebeur nie. Maar as jy jou posisie in Christus behou, dan bly jy vas, jy staan vas daar, want die Here verander dit nie vandag, na môre, na oormôre, na iets anders toe nie. Dit staan vas daar. Leef vanuit identiteit en nie uit skuldgevoelens nie. Moenie skuldig voel oor iets wat jy 20, 30, 40 jaar terug gedoen het nie. As die Here jou vergewe het, moet jy jouself ook vergewe. Ek en my vrou doen redelik baie berading, veral onder huwelike en so aan, maar baie keer is dat mense wat nie die verlede, die ou koeie, soos wat ek aan verwys, en dit het niks met 'n spitbraai te doen nie, om van die ou koeie wat reeds vrot en stink in die sloot, gaan haal hulle dit weer uit. Nee, dit gaan lekker wees in hierdie fight tussen my en my man, ek moet dit om net weer herinner, of ek moet daar net, nee, vergeet van die ou dinge wat in die verlede gebeur, vergeet die dinge wat jy verkeerd gedoen het, vergewe jouself, en kom uit jou kondisie uit, en kom in jou posisie terug. Net so 'n paar gedagtes, net so 1 of 2 dinge, en ek haas my om klaar te maak. My vrou hoef nie te sien, ek sien ek het 8 minute. Ek het 'n smart horlosie hierso. Onthou, soms is ons vasgevang in 'n kondisie, in 'n plek van pyn, verlamming, van sonde of verwerping. Dis verskriklik as jy sien hoe mense teenoor mekaar optree. En ek praat nie net van die huwelik nie, ek praat van oral. Kyk maar op die nuus. Ek wil nie eers meer nuus kyk nie. Ek lees liewer my Bybel as wat ek nuus kyk, want daar's meer opgewonde goeders in die Bybel. Ons lees tans, ek en my vrou saam, die boek van Jesegiel. En dit is nie 'n mooi boek om te lees nie. Die arme profeet Jesegiel, hy het 'n harde tyd gehad onder die Here. En die Here het hom gebruik om vir die volk van Israel te gaan sê wat hy aan hulle gaan doen. En jy weet wat hartseer is, dit is amper asof die geskiedenis homself herhaal wat ons nou deurgaan. Ons is weer besig om weg te dwaal van die Here af en in kondisies te verval wat ons nie kan verwerk of verbeter nie. In plaas van om net te sê, Here, hier is ek besluit nou, dis genoeg is genoeg. Ek draai terug na U toe en ek sê dankie dat U my nog steeds aanneem. Hy nooi jou weer vanoggend om aan die koning se tafel te kom sit. En al verander hy dalk nie altyd jou omstandighede onmiddellik nie, verander hy jou status. Baie interessant, gaan lees die geskiedenis van Jonathan se seun Mephiboset, wat in haglike omstandighede, hy was nog gebreklik ook, en Dawid sê, gaan haal hom, bring hom hiernatoe. Arme Mephiboset, dink ek het gebewe, wat hy het gedink, nou gaan Dawid hom doodmaak.
Nee, hy het hom laat kom sit aan die koning se tafel om saam met ek te kom eet. En vanmôre sê die Here vir jou, my broer en my suster, kom sit saam met my by die koningstafel, sodat ek vir jou kan gee, jou posisie, wat jy moet inneem, wat jy waardig is, want ek wil hê, jy moet saam met my by die tafel kom sit. Nou ek gaan vanmôre, dit die musiekspan kan maar vorentoe kom, ek wil vanmôre vra, 'n altaar call maak, as jy vanoggend voel, dat daar tye in jou lewe is, waar jy in sekere gevalle nog nie in staat van 'n kondisie dinge doen, nog in 'n staat van 'n kondisie dinge doen. Met ander woorde, jy dien die Here, maar nie met jou hele hart, siel en liggaam nie. Dan wil ek vra dat jy saam met my vanmôre gaan opstaan, en dat ons die Here se naam gaan aanroep en sê, Here, help ons in hierdie tyd, waar ons in 'n kondisie is, verkeer, wat ons nie in wil wees nie. Ons dien die Here, ons ken die Here, ons bid, maar daar sekere dinge, kom ons noem dit grys areas in ons lewe, wat net jy vanmôre van weet. Nie jou man of jou vrou, of jou ouers, of jou kinders, weet van daai kondisie nie. Wil ek vra dat jy nou op die voete staan, dat ons kan saam bid. My Here, ons kom vanmôre as afhanklikes na U toe, met baie kondisies dalk in ons lewe, Here. Elkeen wat vanmôre hier staan, en dankie vir hulle wat staan, wil ek vanmôre vra, Here, dat U daardie kondisies nou uit hulle lewe sal verwyder. Here, waar ons dalk in 'n oomblik van swakheid iets gedoen het, wat nie reg is in die oë van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees nie. Waar die Heilige Gees dalk vir ons in ons binneste gesê het, nee, moenie dit doen nie, maar ons het dit nogtans gedoen. Kom ons vanmôre en ons bely dit voor U, o Here, en ons vra, Here Jesus, vergewe ons vanmôre vir daardie dinge wat verkeerd is, wat 'n hindernis tussen U en ons ingebring het. My gebed is vanmôre, Here, dat U ons sal skoon was met die lewende water, wat Jesus ook vir die Samaritaanse vrou by die put van gesê het, dat die lewende water ons lewens sal oorspoel, ons sal skoon was van binne af, sodat ons weer sal word, dit wat U vir ons beplan het as U kinders. En ons weet, Here, U is altyd daar. U is altyd daar vir ons, dag en nag. Here, dankie dat ons kan weet, U sal ons nie in die steek laat nie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil ook nou 'n tweede altaar call maak en vra, as jy vanoggend voel dat in meeste gevalle van jou lewe die besluite wat jy neem nie in lyn is met die Here se wil nie, of vir enige ander rede waarvoor jy gebed nodig het, wil ek vra dat jy nou vorentoe sal kom, sodat iemand van die aanbiddingsspan saam met jou kan bid. Moenie skaam wees nie, ons ken mekaar, dit is ons werk as kinders van die Here, en dat ons vra vir die Here op die uiteinde van die dag, vir oplossings, vir antwoorde, en dat ons weet, hy sal vir ons die antwoorde gee. Dan kan jy vorentoe kom. As daar niemand is nie, dis 100%, maar dis jou keuse vanmôre om vorentoe te kom of nie, en dat ons het die kans, die geleentheid vanmôre om te sê, Here, hier is ek. Help my om uit te kom uit hierdie kondisies wat ek het in my lewe. Soek net iemand van die aanbiddingsspan asseblief. Dankie, Here, dat ons vanmôre weet, U is altyd daar vir ons. Ons hoef nie skaam te wees vir U nie. U weet in elk geval alles van ons lewens. U ken ons deur en deur. U weet wat ons sukkel om mee te deel. Want Here, ja, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy gaan jou probeer om jou uit jou posisie uit te verskuif, want hy is jaloers op jou. Hy is jaloers op jou. En ons sê dankie daarvoor. Dankie, Here. Prys die Here. Prys die Here. Kom ons sluit die oë, dan gaan ek sommer vir ons afsluit met gebed vanmôre. Here, wat 'n wonderlike voorreg was dit om vanmôre weer hier in die huis by mekaar te wees, saam met my boeties en my sissies. Here, en dat ons kon praat oor die dinge van die Here. En dat ons weet,
U is die antwoord vir hierdie wêreld. U is die antwoord vir al die probleme wat ons ervaar. U is die antwoord vir die kondisies wat ons soms mee moet deel. Waar mense ons snaaks aankyk. Maar Here, dat ons nie skaam hoef te wees om te sê, ek is 'n kind van God. Ek is 'n seun van God. En die Here kyk na elkeen van ons vanmôre deur die oë van God die Vader. En ek wil bid, Here, dat elke huisgesin wat vanmôre hier verteenwoordig is, dat jy hulle sal seën, ver bo dit wat ons ooit aan gedink het dit kan wees. Daarom spreek ek ook die seëninge, die priestelike seëninge van Numeri 6 oor elkeen uit. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen.